systeem en ervaren. Welkom aan allemaal wat hier is, vrienden en familie, broers en zusters. Daar is baie min afkondigings. Die projecte is in die banken, die biologische studienkas, en volgende week achtergrondstudie. En bij die weer is dit die van de volgende week. Die banken vir die GKI staat en by die weer vir die Jesuskerkdienste centraal situasie. Die karakterisatie sou eintlik die dag afgesluit en die skole sluit Vrydag. Maar nou moet ons EDP na die welkom vir die Erasmus het ons die prestasie uitgestel en ek het nie gekryg en daarna. So die prestasie begin op 14 Julie weer. Deel van julle afskeid is om saam met ons te kom hier. Dus dan in die hospitaal is de ringenbesteding. Als je iemand anders dat ons weet, in die hospitaal is ons dan ook hier voor gezorgde daar is niet maar de verklaring is niet, maar om de weet, bijvoorbeeld alsjeblieft nog steeds voor de derde plezier, doen we zijn als het afvoeren en ons is er altijd hier. Dan hier als de punt. Welkom. Ik heb niet gehad, ons zit in augustus gelijk in welkom gezegd. Maar ons is daarna blij dat we de leraar weten en dat ons aangaan. Die heeft ons baie mooie verzorgd die 5 maanden zonder de leraar gaan. Ons is baie aanvaard die iets is. En ik geloof in het vertrouwen dat elkeen samen met ons zal doen. En dat samen voor de heren. Baie welkom en baie sterkte. Baie dankie. Goeiemôre geliefde gemeente. Soos Lawrence gesê het, voel ons redelik baie welkom na gister en vandag. So baie dankie en baie welkom aan al die besoekers wat vanoggend saam met ons hier is om die Here te aanbid en te dien. Ons begin deur saam te sing Psalm 100 vers 1 en vers 3. Dis 'n lofpsalm. So juig al wat leef, juig voor die Heer, kom dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Ons sing Psalm 100, waarna ons dan ons afhanklikheid van die Here sal verklaar, en daarna sal die Here ons groet met sy seën. En dan loof ons die Here verder, terwyl ons saam staan, Psalm 146, sonder dat ek dit afkondig, prys die Here met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. So kom ons begin deur saam te sing Psalm 100, tot eer van die Here. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Gaan deur sy poorte in met lofsang in sy tempel. Kom in sy huis, o ons volk saam, verhef sy lof en prys sy naam. Ons het nou gesing van gaan deur sy poorte in met lofsang in sy tempelhof. En terwyl ons so deur sy poorte ingaan, kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons dank, kom ons kniel voor die Here, ons God. Hy is ons God, ons is sy volk, sy skape, deur sy hand versorg. Aan die gemeente van God hier in Vogveld, Buffeldorings, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder het, en geroep het om aan hom te behoort, en verder ook almal waar ook al hulle mag wees, genade en vrede vir julle, van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Sal so lank ek leef my psalme, vrolik toewy aan sy lof. En om wat sy guns my bied,
altyd groot maak in my lief. Dis die godderleermagte, troue bondsvolk gaan wel leer. God van wondere geslagte, tot in ewigheid die Heer. Sion sing die God ter eer, prys sy grootheid, loof die Heer. Prys sy grootheid, loof die Heer. Saam met dit bely ons vanoggend ons geloof aan die hand van die apostoliese geloofbelydenis, die 12 artikels, waarna ons dan verder ons geloof bely deur saam te sing direk daarna Skrifberuiming 1 vers 1 en 2. Maar elkeen van ons sê in ons harte saam met die gelowiges deur die eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Ek glo in die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Prys om die lam van ons op sy verhewe troon. Loof hom aan wie die hemelkoor alles steeds betoon. Aan hom die Skepper Heer, kom toe die Heer en lof. Sy woord het alles voortgebring, roem ewig sy gesag. Loof hom die lam van God, want hy's vir ons geslag. Hy het ons met sy bloed gekoop, besing sy reddingsmag. Uit elke stam en taal het hy ons vrygemaak. Sy koninkryk, sy priesterdom, dit het hy ons gemaak. Geliefdes, ons gaan dan nou oor na die verootmoedigingsdeel van die erediens, waar ons saam na die wet van die Here luister en saam lees. As julle julle Bybel saamgebring het, is julle welkom om saam te volg. 'n Goeie soldaat gaan nooit oorlog toe sonder sy geweer nie, en daarom het ons Bybels ook saamgebring kerk toe om saam te lees wat die woord van die Here sê. Ons lees saam, ek het 'n fout gemaak, Deuteronomium 5. Deuteronomium 5 vers 1 tot 20. Wanneer ons die wet van die Here aanhoor, dan moet ons ook in gedagte hou dat die eerste 4 gebooie handel oor ons verhouding tot God. God werk dit in die gebooie in, dat ons 'n verhouding met hom behoort te hê en hoe die verhouding behoort te lyk. En dan vanuit hierdie verhouding met God vloei dit voort na ons verhouding tot ons naaste. En dit is die laaste 6 gebooie. Nou moet ons nog iets in gedagte hou, dat die eerste keer in Exodus 20, toe die wet gegee is, was dit vir die Israeliete gewees natuurlik, maar nou in Deuteronomium waar ons saam lees, Deuteronomium 5, is dit vir die volgende generasie.
En die Here en Moses sê vir hulle, dit is nie met julle voorvaders waarmee hierdie wette gemaak is nie, dis met julle. Met elkeen van julle wat nou hier is en nou leef. So ons lees saam Deuteronomium 5 vers 1 tot 22 en daarna verootmoedig ons onsself met antwoord op die wet, uit dieptes gans verlore van redding, ver vandaan. Moses het die hele volk bymekaar geroep en vir hulle gesê, Israeliete, luister na die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. Die Here ons God het by Horeb 'n verbond met ons gesluit. Dit is nie met ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar met ons almal wat hier is en nou lewe. Ja, met julle persoonlik het die Here op die berg uit die vuur uitgepraat. Ek het destyds tussen die Here en julle gestaan om die gebod van die Here aan julle deur te gee. Want julle was bang vir die vuur en julle het nie teen die berg uitgeklim nie. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is dit die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lang, so die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy lank bly lewe en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die Here het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan julle hele gemeente gegee, uit die vuur en die stik donker wolk uit, en toe het hy stil gebly. Daarna het hy dit op 2 plat klippe geskryf en dit vir my gegee. Net tot daar. Uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waarop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker roep ek o Here, hoor, en laat my jammer klagte tog opklim in U woord. Open
vertrou op volk wat treur. Sy guns verduur die nagte, sy heil breek eindelijk deur. Dan skyn 'n soete vrede, gans Israel word vry van ongeregtighede. Heer, doen ook so aan my. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader. Here, hoe wonderlik is dit dat ons U naam kan aanroep vandag. Hoe wonderlik is dit dat Christus dit moontlik vir ons gemaak het, dat ons elke dag U naam kan aanroep. Dat ons na U toe kan gaan met vrymoedigheid. Dat ons U kan nader sonder vrees, sonder om bang te wees. Maar daarin dat ons U nader met groot respek, eerbiedigheid, eer wat U toekom. Here, saam met die engele om U troon, wil ons vanoggend weer sê, heilig, heilig, heilig is ons God, die Almagtige. Oor die hele aarde kan 'n mens soek. Oor die hele aarde kan ons maar gaan aanklop by ander kulture of ander gelowe, maar nêrens sal ons die lewende God kry. Here, U beskik oor elkeen van ons. U is betrokke by elkeen van ons. En hoe kan mense dan nou nie sê daar is 'n God nie? Here, ons is dankbaar dat ons so kan vergader as geestelike familie. Broers en susters versamel onder Christus. Van die uithoeke van die aarde, waar ons een is in liggaam, met Christus as ons hoof. Here, in hierdie liggaam het elkeen van ons ander funksies, ander gawes, elkeen sy eie talente. Mag ons vandag weer deur die prediking opnuut dit onthou, daaraan herinner word. Here, en U is ons koning, U is ons opperbevelvoerder, U is ons leier, ons God, ons Here. En daarom, Here, wanneer ons nou U woord oopmaak, spreek tot ons, want U dienaars, ons luister. Mag die Heilige Gees so kragtig in ons harte werk. En wanneer ons vanoggend die woord hoor, dat ons alleenlik op U sal fokus. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Geliefdes, die woord van die Here kom vanoggend na ons toe uit die boek Nehemia uit. Nehemia 2 vers 11 tot vers 20. Ons fokusvers is dan ook vers 20. Ek sal vir ons die perikoop saam lees. So perikoop is 'n korter deel van 'n groter hoofstuk. Ek lees vir ons die perikoop saam en daarna sal ek vir ons fokusvers weer herhaal.
Ek het in Jerusalem aangekom en na ek 3 dae daar was, is ek die nag stilletjies uit met 'n paar man by my. Ek het vir niemand gesê wat my God my in die hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Behalwe my rydier het ek geen diere by my gehad nie. Ek is die nag deur die dalpoort na die Jakkalsfontein en die Vullespoort tot Vullespoort toe en het die mure van Jerusalem nagegaan waar hulle afgebreek was en ook die poorte wat verbrand was. Toe ek by die Fonteinpoort en die Koningsdam kom, was daar nie plek vir my rydier om verby te kom nie en moes ek in die nag met die vallei op boontoe sodat ek die muur kon nagaan. Daarna het ek omgedraai en is ek weer deur die dalpoort en terug huis toe. Die amptsdraaiers het nie geweet waarheen ek was en wat ek gedoen het nie. Tot dusver het ek niks laat blyk teenoor die Judeërs, die priesters en die vooraanstaande burgers, die amptsdraaiers of ander wat die werk moes doen nie. Maar toe sê ek vir hulle, julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. Jerusalem lê in pyn en sy poorte is verbrand. Kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat die vernedering nie langer op ons rus nie. Ek het hulle toe vertel hoe my God sy goeie hand oor my gehou het en wat die koning vir my gesê het. Hulle het gesê, kom ons bou. En hulle het die goeie werk aangepak. Maar die Sanballat en Gorniet, Tobia en die Ammonitiese amptenare en Gesem, die arbeider, hoor wat ons gedoen, het hulle ons uitgelag en smeelend gevra, wat vir 'n ding is dit waarmee julle besig is? Wil julle in opstand kom teen die koning? Ek het hulle geantwoord en vir hulle gesê, die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons, sy dienaars, gaan bou. Julle het nog aandeel, nog reg in Jerusalem en geen historiese bande met hom nie. Ons fokusvers is vers 20. Ek het hulle geantwoord en vir hulle gesê, die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons, sy dienaars, gaan bou. Julle het nog aandeel, nog reg in Jerusalem en geen historiese bande met hom nie. Ons tema van vanoggend se prediking, die Here sal laat slaag wat in sy wil geskied. Geliefdes in ons Here, het jy al iets aangepak en nie geweet waarom te begin nie? Vraag kom op soos, hoe moet ek dit doen? Hoe moet ek te werk gaan? Waar vind ek dit? Miskien is daar 'n probleem of 'n situasie wat opgekom het en jy weet nie, moet ons kyk na die simptome of moet ons kyk na die probleme? Is die simptome en die probleme dieselfde oorsprong? Lyk dit anderster? Het jy al ooit 'n begeerte gehad of 'n hinkering daarna om iets te doen? Miskien jou eie besigheid? Miskien 'n nuwe begin? Miskien is daar 'n tekort aan 'n kinderhuis in die dorp en ons het nodig om 'n kinderhuis op die been te bring. Miskien is daar nodig vir 'n sopkombuis want die winter is hier en daar is ons baie hawelose mense wat nie kos het nie, wat koud kry. Miskien is dit die agteruitgaan van 'n kultuurgroep, ons kultuurgroep. Ons moet aandag gee daaraan. Wat van iets wat in die gemeenskap van gelowiges gebeur? Miskien verlang ons na 'n nuwe seisoen in kerklewe. Miskien verlang ons daarna na dae van ouds, toe daar strukture was wat ons geken het. Miskien wil ons teruggaan na 'n vorige manier van bediening toe, want ons is bang vir wat voorlê. Maar moenie vrees nie. Moenie bang wees nie. Want saam met ons kom daar ook baie van hierdie vrae in die lewe van Nehemia op.
Hierdie beloftes, hierdie behoeftes, hierdie begeertes wat hy het, waarna hy hinker, sien ons ook in die teks en in die hele boek van Nehemia. Vanuit ons teks sien ons dat Nehemia worstel en hy sukkel, want hy hoor dat sy volk swaar trek. Hou in gedagte, hy is nou nie in Jerusalem nie. So sy volk trek swaar en hy is bekommerd oor hulle. Hy hoor die stadsmure is nie gebou nie, is nie herstel nie. Wat nou? En dit het natuurlik nie gekom sonder uitdagings, wanneer hy nou uiteindelik met die koning moes gaan praat nie. So ons nou ook in gedagte hou dat Nehemia was die skinker van die koning. En hy was in die koningshuis gewees. En een van die ou nabye Oosterse tradisies is dat in 'n koningshuis is almal opgewek en vrolik. Hulle is jubelend. Hulle is bly. Want jy is voor die koning. Hoe gaan jy nou daar staan en hartseer en sak en as voor die koning? Jy moet opgewek wees. So as jy nie opgewek was nie, was die kans goed dat jy uit die binnehof uit sou gejaag geword, of hulle sou waarskynlik in uiterste gevalle jou doodmaak. En nou is Nehemia die skinker. Hy moet nou gaan saam met by die koning wees, hy moet gaan skink, sy werk doen. En hy is te neergedruk. En die koning ken die mense wat vir hom werk. En die koning let dit op, en hy vra vir Nehemia, wat pla? Vers 1 en vers 2 van die perikoop. Ek was nooit bedruk voor hom, wat die koning is nie, maar daardie dag sê die koning vir my, hoe lyk jy so bedruk? So die koning het dadelik agtergekom, daar is fout by Nehemia, sy skinker, die persoon wat hy vertrou het in sy binnehof. En die koning sou baie maklik hom kon wegjaag, maar hy het nie. En daar sien ons wat vers 8 vir ons sê, my God het sy goeie hand oor my gehou. En van daar af weet ons dan uiteindelik wat gebeur. Die koning laat hom toe om terug te gaan Jerusalem toe, en die koning laat hom toe om te bou en die mure te herstel. En dan sien ons die eerste ding wat Nehemia doen in vers 12 en vers 13. Hy beplan. Stilletjies in die nag het hy uitgegaan met 'n paar manne met hom. Ek het vir niemand gesê wat my God my op die hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. So voordat Nehemia enigiets doen, fokus hy op beplanning. Hy gaan kyk, hy gaan stel ondersoek in. Wat is daar? Is daar tekort aan 17 bakstene? Is daar tekort aan 2 kilogram sement? Is daar tekort aan draad? Wat moet ons doen om hierdie muur reg te kry? Ek het die mure van Jerusalem nagegaan waar hulle afgebreek was en ook die poorte wat verbrand was. Nehemia stel daadwerklik ondersoek in om strategiese beplanning te doen. Hy val nie net weg en doen iets nie, hy beplan. Maar wat gebeur voor hierdie beplanning? Hy trek sy spreekwoordelike skoene aan wat waarskynlik sandale was. Hy vat sy loopstaf, sy kierie, en hy gaan loop om die stadsmure. En ons kan baie maklik aanneem, dit is nie 'n klein dorpie gewees nie. So Nehemia doen iets van sy kant af, sodat hy kan sien wat gedoen behoort te word. Hy maak 'n opname, wat is verkeerd, wat is tekort. Hy beoordeel wat moontlik verkeerd kon geloop het, hoekom hierdie in mekaar ingeval het. Natuurlik, daar was 'n aanslag teen hulle gewees. Maar wat kan ons doen om dit sterker te maak? Hoe kan ons dit versterk? Daarna, nadat hy sien wat die werk is wat gedoen moet word, dan begin hy met mense van die stad praat. Aanvanklik het hy vir niemand gesê wat hy beplan nie. Aanvanklik het hy vir niemand niks gesê nie. Maar nou sien ons, hy begin bearbei. So hy het beplan, het sommetjies gemaak, 'n lysie geskryf waarskynlik, en nou begin hy bearbei, want nou moet hierdie lysie aangespreek word. En hy sê dit vir die priesters, die Judeërs en die vooraanstaande burgers, die amptdraers, almal wat die werk moes doen. Aanvanklik het hy nie vir hulle gesê nie, want hy wou na hulle toe gaan met 'n plan. Ons lees verder, hy sê, julle sien self die benarde toestand waarin ons sit.
Jerusalem lê in pyn en sy poorte verbrand. Kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat die vernedering nie langer oor ons rus nie. Dit is so pragtig hoe ons sien, Nehemia werk van die slegte. Hy sê, kyk hoe lyk dit om ons. Alles val in mekaar in. Daar kort 12 bakstene, daar's ons 'n deur uit, daar's vensters tekort. Maar dan sê hy, kom ons herbou. So hy beweeg weg van hierdie negatiewe denkwyse, en hy sê, kom ons herbou. Kom ons herstel. En dan bemoedig hy hulle ook so, kom ons doen dit. Hy skets hierdie mooi prentjie na waartoe ons kan gaan. Hierdie slegte dinge wat mense sê oor ons, of hierdie nederlaag wat oor ons hang, kom ons herstel dit. Dat ons nie meer bekend staan vir dit nie. Die vernedering waarvan Nehemia praat natuurlik is fisiese nederlaag wat die Israeliete beleef het. Waar hulle weggevoer is in ballingskap. Hoe sal dit lyk? Een volk kom en die verbondsvolk van God word verower. En dan word hulle weggevoer in ballingskap. Hoe lyk dit? Dit lyk of ons swak is, 'n swak volk is. So kom ons bou, ons herstel, sodat hierdie nederlaag en hierdie negativiteit nie meer oor ons hang nie. Natuurlik is dit die fisiese, maar bo dit is dit ook die geestelike. Want sien, hoekom het die ballingskap plaasgevind? Want daar was ongehoorsaamheid teenoor God. Daar was eie willigheid. Daar was ek sal self. Hulle geliefde stad, die stad wat gebou is op hoop, geloof, liefde. Die voorvaders, Abraham, Isak en Jakob, alles het opgebou en gelei tot hierdie stad. En is die stad amper platgevee. In vers 18 en 20 sien ons dan Nehemia 'n belydenis maak. En met hierdie belydenis verklaar hy ook sy afhanklikheid tot God. Hy bely. Ek het hulle toe vertel hoe my God sy goeie hand oor my gehou het en wat die koning alles gesê het. So daar's opbou. Hy beplan, hy bearbei en hy bely. Op so 'n belydenis wat hy dan maak dat my God sy goeie hand oor my gehou het. Wat is die reaksie van die mense? Kom ons bou. Daar's opgewondenheid. Kom ons doen dit. Kom ons doen dit dat hierdie nederlaag en die negatiewe praatjies oor die volk eind kry. Kom ons bou. Hoekom wil hulle bou? Want God is met hulle. As dit ook nie in die Here se wil was nie, sou dit al klaar skeef geloop het in die binnehof van die koning, waar Nehemia verwyder sou word of doodgemaak word. Hulle gaan bou want die Here het sy profeet beskerm om die werk te kom doen. Die Here sal die bouwerk ook vooruit vir hulle seën, sodat hulle nie langer onder hierdie vernedering sal leef nie. Sodat hulle weer kan herstel word, beskerm word deur die aanslag van alles om hulle. Maar saam met hierdie belydenis sien ons ook die afhanklikheid. In vers 20 ook. Die God van hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons, sy dienaars, gaan bou. Geliefdes, hoe wonderlik is dit nie? Hy maak hierdie verklaring, hierdie belydenis, en dan is die volk opgewonde en opgewek en sê, kom ons bou. En dan kom daar aanslag en sê, maar wat doen julle nou? Hoekom is julle besig om hierdie te doen? Wil julle die koning kwaad maak? En dan sê hy, die God van die hemel, sal ons bouwerk beskerm, bewaar en laat slaag. Dit sê Nehemia na aanleiding van die woorde van Sanballat en Tobia en die Ammonitiese amptenare wat vra, wat se ding doen julle nou? Waarmee is julle nou besig? Wil julle hê die koning moet kwaad wees vir julle? Maar hierdie mense praat uit onkunde uit. Want hulle verstaan nie die wil van die Here nie. Maar geliefdes, dis nie die laaste keer in die skrif waar ons sien dat iemand teenkanting gee teenoor iets nie. Dis nie die laaste keer in die skrif waar ons sien dat bouwerk bevraagteken word nie. Ons sien dit ook in Johannes 2 vers 18 waar die Fariseërs
dit vir Christus vra. Waar Christus die tempel reinig. En dan vra hulle vir hom, maar hoekom kan jy doen wat jy nou doen? Wie gee vir jou die reg? Wat gaan hier aan? Watter tekens en watter wondertekens kan jy doen om hierdie dinge te bevestig wat jy nou doen? Dit vra hulle na aanleiding natuurlik van Christus waar die tempel gereinig het. En dan bely Christus met die woorde, ek sal die tempel in 3 dae, julle kan dit afbreek, maar ek sal dit in 3 dae weer oprig. Natuurlik weet ons Christus praat van sy kruisiging en sy opstanding. Hy praat nie net daarvan nie. Hy praat ook van die oprigting van sy liggaam op aarde. Maar in beide Nehemia en Johannes verwys Christus na hierdie pragtige voorbeeld van oprig, herstel en bou. Die beplanning, die bearbeiding en die belydenis. Die beplanning om te sien wat verkeerd is. Christus het gesien, dit is verkeerd om in die tempel handel te dryf. En hy het dit gereinig. Hy bearbeid dit, deur hulle weg te jaag. En ander ook aan te moedig om dit te doen. En dan bely hy, en hy sê, ek sal die tempel weer in 3 dae oprig. Christus kom nie om 'n muur te herstel nie, maar hy kom uiteindelik om die ondergang, die nederlaag, die sonde, wat daar is by die mens, te herstel. Die nederlaag wat ons ook beleef, te kom vervang in 'n oorwinning. Omdat Christus dit gedoen het, is dit belangrik dat ons ook van ons kant af beplan, bearbei en bely. Geliefdes, ons gaan nie 'n stadsmuur herbou nie. Ons gaan wel opstaan en ons gaan bou. Ons gaan beplan. Ons gaan bearbei en ons gaan bely. Dat alles wat ons doen in die wil van die Here is. Ons sal dit doen tot eer van die Here, sodat sy koninkryk kan kom in Vogwel, in ons gemeente, in Buffeldorings, maar ook in die land, in die groter liggaam van Christus. Hoe lyk dit prakties? Ons moet beplan. Ons as die gereformeerde kerk Buffeldorings moet begin besin en besef oor wat se gawes in die gemeente is. Wat se gawes is daar in die gemeenskap wat ons kan gebruik tot ywer en tot uitbou van die koninkryk. Ons moenie net mense hê wat op die kantlyn staan nie, ons moet aktief betrokke wees by hierdie bouwerk. Jy kan 17 stene bring dit. Jy kan 17 sakke sement bring dit. Daai persoon kan aanmaak, kom ons maak dit aan. Kom ons begin die bouwerk. En so kan uiteindelik ons mure herstel word. Ons torings opgerig word. En ons sluitbalke versterk word. So moet ons dan ook bearbei en betrek. Ons het elkeen van ons saamtrek om dit te doen. Die bouwerk kan nie alleen deur een persoon of deur 10 mense of deur 20 gedoen word nie. Dit moet deur almal gedoen word. Want almal het aandeel hierin. En dan moet ons bely. Wanneer dit swaar gaan, wanneer ons moedeloos raak, wanneer ons sê ek kan nie meer nie. Ek is moeg. Dat ons mekaar aanmoedig en bemoedig en herinner, die Here het ons beskerm en bewaar deur die jare. As ons net terugdink aan ons eie geskiedenis hier in Buffeldorings, in 1949 is die kerk gestig. Die Here het bewaar en beskerm. En toe die kerk ontbind. Maar dan het die Here dit so bewerk dat dit weer herbou word en opgerig word in 1978 en oor 4 jaar vier ons 'n 50 jaar viering van ons gemeente. Hoe wonderlik is dit nie? Hoe wonderlik is die genade van die Here nie hier nie? En daarom moet ons mekaar bemoedig en herinner aan hoe die Here daar was. Sodat wanneer ons moeg raak, ons dit kan onthou. Met die oprigting van die liggaam waar Christus opgestaan het uit die dood, het Christus nie net uit die dood uit opgestaan nie, maar hy het ook vir ons 'n nuwe lewe gegee.
waarop ons geloof kan bou, op hom. Christus kom vernuwe ons gedagtes in ons harte, sodat ons uit dankbaarheid kan help bou. Mekaar kan aanmoedig en bemoedig, beywer. Die Here van die hemel en aarde is met ons. Ons doen dit vir hom. Geliefdes, kom laat ons bou. Amen. In antwoord op die prediking sing ons saam Psalm 127, vers 1 en vers 2. Vergeefs word sonder God jou huis gebou, te swak is so 'n huis om staan te hou. Vergeefs word sonder hom die stad bewaak, vergeefs word alles sonder hom gemaak. So terwyl ons dit sing, mag ons elkeen ook onthou en herinner word dat sonder God is alles te vergeefs. Vergeefs word sonder God jou huis gebou, te swak is so 'n huis om stand te hou. Vergeefs word sonder om die stad bewaak, vergeefs word alles sonder hom gemaak. Vergeefs word vroeg die môre opgestaan, word laat gaan slaap slyn, moeitevol bestaan, vir alle wat hy lief het deur en deur, sal hy in alles slaap dit alles. Ons almagtige God en hemelse Vader, vergeefs word daar gebou aan 'n muur, aan 'n stad, aan 'n huis, as dit sonder U gebou word. Vergeefs word daar vroeg opgestaan in die môre en laat gaan slaap, as dit sonder U is. Te vergeefs is 'n moeitevolle bestaan, wanneer U nie deel is daarvan nie. Here, ons kom bely voor U, dat daar baie kere is wat ons net terugstaan en sê, maar daar is ander om dit te doen. Ons bely voor U vanoggend, dat die sondige aard so maklik deurkom. Ek het mos geld gegee, so hulle het nie my hulp nodig nie. Here, ons bely ook vanoggend voor U, dat baie keer het ons gawes en ons talente weggesteek, verbloem, weggeberg in die onderste laai, sodat ons daarvan vergeet, want net nou vra iemand my om te help. Here, ons bely voor U, dat dit verkeerd was van ons. Here, mag die kragtige werk van die Heilige Gees in elkeen van ons die ywer wek en wakker maak, die opgewondenheid wakker maak, die durf moet wakker maak om anders te wees as wat ons eens was. Dat ons kan opstaan en sê, ek kom help bou. Here, ons bid vir Rian hulle. Ons bid dat U ook daar sal uitkoms gee, bystaan en ondersteun.
Maar so ook oral waar ons nie noodwendig van weet nie, waar dit swaar gaan, waar daar hartseer is, waar daar teleurstelling is. Here, stuur ons, gebruik ons, om ook daar te bou en te herstel aan dit wat goed en mooi is. Here, dankie dat ons weer spreekwoordelik voor 'n nuwe hoofstuk staan in ons gemeente se geskiedenis. Dankie dat U ons bewaar en beskerm het deur die jare. Herhaaldelik het U ons beskerm en bewaar. En daarop sal ons vas staan en vertrou. Dankie dat ons spreekwoordelik die spinnerakke kan afstof en 'n nuwe begin kan hê. Dankie Here dat U dit so beskik. Volgens die liefde, U alomteenwoordigheid en almag. Here, daar waar ons nie ywerig is om te bou nie, in hierdie week wat ook kom, hierdie maand en die res van die jaar, lig ons uit ons gemaksone uit, sodat ons kan bou vir die koninkryk. Ons bid dit in diepe afhanklikheid voor ons God en Koning. Amen. Geliefdes, ons gaan nou oor in die antwoorddiens van die erediens en ons het kollekte. Onder die diens is dit vir die teologiese kas. En daarna, sonder dat ek dit afkondig, sing ons saam Psalm 18 vers 1, vers 4 en vers 20. En dit is net weer 'n belydenis oor hoe wonderlik die Here is en hoe ons opgewek voel nadat ons uiteindelik ook die woord van die Here gehoor het. Ek het U hartlik lief, o Heer, U is my sterkte en teenweer. Die Heer is my rots, my vestingsterk, my redder wat my heil bewerk.